Vriende, ons lees vanmôre uit die bekende Jona. Nou ons almal ken die storie. Dis nou nie vir julle nuwe nuus vandag nie. Maar hy tog 'n kant wat ek bietjie wil belig, omdat ons in 'n sekere situasie is hier in ons gemeente. Maar ek sal nou net daarby uitkom. Jona 1 vers 1 tot 3, ek het op die skerm of hierdie Bybel oop te maak nie. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Want Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. En Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry, wat op vertrek was, Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan. Weg van die Here af. Vriende, die storie van Jona het vir my weer laat dink, hoeveel keer kan ek in die lewe val en dan weer opstaan? Hoeveel keer gaan die Here vir my vergewe as ek sê, klein foutjie gemaak weer, of partykeer groot foutjie gemaak? Hoeveel keer? Is daar 'n getal dat ek op 'n stadium by die Here gaan kom en dat hy gaan sê, dis nou genoeg. Nie meer nie. Hoeveel keer sal God my genadig wees? My vriend Stefan Joubert, wat ek gereeld aanhaal, sê ons moet maar gereeld tot bekering kom. Want die lewe vra baie van ons. Soms is die lewe maklik en soms is die lewe moeilik en soms is die lewe uitdagend en soms moet ons net stil bly en wag. Soms is daar 'n tyd van geestelike groei en soms is daar 'n tyd van geestelike verval. Soms staan alles en soms gaan dinge agteruit. Ons moet kan sê, ons is jammer. In hierdie gedeelte praat die Here, vers 11, ek net seker maak, 9 tot 11. Ek het nou nogal toe ek vanmôre wakker word, toe sê ek vir myself, jy het nie nommertjies bygesit nie. Maar toe is daar nie tyd nie, want ek het gisteraand rugby gekyk, né? Toe om nou die hele ding in perspektief te sit in die begin, toe vra God vir Jona, dis Jona 4 aan die einde van die boek. Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Fooi tog die arme ou siel. Dit net om homself meer gemaak, maar hy kry homself jammer ook. En die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie. En wat jy nie versorg het nie, dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120,000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Die Here kom na Jona toe en sê, ek sê jou vergewe, maar dan moet jy jouself ook vergewe. En jy moet vir my as God ook vergewe. Vriende, ons sien, Jona is 'n baie interessante storie. Laat ons weer miskien maar by die begin. Jona is 'n interessante storie. Die storie gaan daaroor dat die Here hom stuur en dat hy net nie lus is nie. Hy hou nie van die lot wat in Ninive woon nie. En dan doen hy die teendeel wat God van hom vra. En Jona moes 'n oulike ou gewees het, want die Here roep nie sommer enige iemand om profete te wees nie. So Jona was nogal 'n besonderse iemand gewees, dat die Here vir hom vra en hom stuur. En dan loop iets skeef. Iets loop skeef. Iets wat tussen die roeping en die gaan verlore raak. Want hy gaan aan die vlug. Hy loop weg. Hy moet God vertrou, maar hy doen dit nie. En dan stuur hy vir hom weg en op 'n stadium in die vis se maag kom die Here tot hom en hy begin praat as Jona daar waar hy in die vis se maag sit en hy kom weer tot bekering.
vriende, so stuur die Here maar vir jou en vir my ook baie keer in die lewe rond. En partykeer is ek en jy 'n Jona, partykeer is ons baie mooi vroom en ons is gehoorsaam, maar baie keer is ons maar nes Jona. En as die storie in die Bybel is, wat nou eintlik nou nie 'n positiewe storie is nie, want hy eindig maar, jy sal nou weer hoor, sommer so kort af, eindig die storie. Moet ou amper vir jou sê, hierdie storie is my storie. God se storie met my. Want sien vriende, as God in die verhaal 'n rol speel, dan moet ons vir mekaar sê, dat die Here die hoofkarakter is. As ons praat oor Jona, vir iemand vra, ek wil nou vir hulle hiervoor gevra het, vertel van die storie gou van Jona, sou hulle gesê het, Jona was in 'n vis, en die vis het hom uitgespoeg. En miskien as hulle oulik was, hulle gesê, hy het gesit onder 'n komkommerplantjie, maar ek dink nie hulle sal dit onthou het nie. Ons onthou vir Jona bloot, omdat hy in die vis se maag was, en dat die vis hom uitgespoeg het. Maar dis nie waaroor die storie gaan nie. Ek wil dit gaan, toevallig is daar 'n vis, toevallig is daar 'n boot. Die storie gaan oor God. Oor God wat stuur, God wat gebruik, en God die een wat ons weer tweede en derde en vierde kanse kom gee. Jona beleef dat God toelaat dat hy maar weer tot bekering kom. Hy laat toe dat Jona maar weer sê, ek is jammer. Hoeveel keer het ons nie ook al moes jammer sê nie? Ten spyte daarvan dat Jona die vrotste preek seker nog ooit preek. Hy preek 'n preek van 'n paar lyn, van een lyntjie. Oor 40 dae is dit tikkes. Hoe maak jy ouens wat die haka? Is dit daai? Die haka kom daarvan af, nee. Oor 40 dae. En al wat hy doen, hy loop vir 3 dae, loop hy in Nineve, want dit is 'n groot stad, loop hy in die stad rond, en hy sê, oor 40 dae, pewe, is dit tog verby met julle. 40 dae, dan is dit klaar. Amen. Ek wil stel julle voor, julle nou vanmôre spesiaal vir ons kom kuier, en al wat ek vir die loetjie hier agter julle sê, 40 dae, dan is dit verby. Ek kan nie my tong so ver uitsteek nie. 'n Mens gaan dink, ek is nie lekker in my kop nie. 40 dae en alles is verby. En tog gebruik die Here vir Jona. Want op 'n manier het God 'n sagte hart vir mense wat sukkel. Hy sien dat Jona sukkel. Hy sien Jona kry swaar. En as 'n mens mooi na God kyk, dan het God altyd 'n sagte hart. God sal altyd vir ons 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde en 'n 10de, 100ste kans gee. Want God is lief vir ons. Hoe skryf 2 Petrus, staan daar hoofstuk 3 vers 9 sê, God stel nie sy wederkoms uit nie. Nee, hy vertraag dit bloot sodat meer mense tot bekering kan kom, tot geloof kan kom. Ek dink sommer aan die storie van die tollenaar en die fariseer wat daar voor die Here staan en bid, en die tollenaar wat sê, Here vergewe my. Hy slaan op sy bors en sê, Here vergewe my, ek is 'n sondaar. En dan sê Jesus, sy sondes is onmiddellik vergewe. God se hart is een van genade. Hy het 'n hart vol liefde en vol toekomsvisie vir elkeen van ons. Ek dink sommer aan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, toe Jesus by haar stap en sy raak aan sy kleed en sy raak gesond, dat Jesus haar seën. En dink aan die man aan die kruis, toe hy vir Jesus sê, Here, wees my vandag ook genadig as hy sterf, dan sê Jesus, jy sal saam met my vandag in die paradys wees. Die vrou wat Jesus se kop en voete en hare olie, Jesus seën vir haar ook. Want sien, God is 'n genadige God. En dis hoekom God in die eerste plek vir Jona stuur en sê, Jona, gaan praat met die mense, gaan waarsku vir hulle. Hulle doen verkeerde goeders, gaan sê vir hulle. En Jona het op die ouend nie 'n keuse nie, as die vis hom uitspoeg, dan het hy nie 'n keuse nie.
en hy sê wat hy moet sê, maar ook net dit. Hoofstuk 4 is 'n hartseer hoofstuk. Hoofstuk 4 vat saam, want een van die groot ironieë van hierdie storie is dat as Jona op die skip is en hy's in die golwe en die storm, dan met die bemanningslede wat heidene was, moet hulle 'n kind van God, 'n Christen vat en hom in die water gooi sodat die water tot rus kan kom. Die storm moet ophou. Gewoonlik werk dit so as daar 'n gelowige aan boord is, sal die gebed doen en God sal die storm laat stil raak. Nee, hierdie keer gebeur dit, gooi hom van die skip af. Gooi hom in die see dat hy verdrink. En die storm sal stop. Wat 'n ironie. Maar nou kom die 4de hoofstuk. En die 4de hoofstuk kom sê vir ons, jy moet oppas met al die sondes wat jy so maklik maar net bely. Maar God is getrou en sal dit vir jou bly vergewe. Moenie daar bekommerd wees nie. Ek het my plek verloor. As Jona in hoofstuk 4 is ek nou. As hy in hoofstuk 4 kom, dan sê hy vir die Here, ek weet U is genadig. Maar nie op 'n mooi manier nie. Hy sê vir hom in 'n gebed, vir God sê hy, ek het geweet U gaan te genadig wees. U gaan die lot vergewe. U ken hulle nie, ek ken hulle. En dan strip arme Jona hom totaal en al. En hy loop uit die stad uit en hy gaan sit hoog op 'n bultjie onder 'n struik wat later 'n komkommerboom word. Vriende, die arme ou het besef dat hy weet dat die Here vir hom gestuur het. Maar die Here het vir hom gestuur omdat God se hart sag was, omdat God 'n genadige hart het. En nou soek arme Jona weerbraak ook. Hy soek weerbraak want hy weet hierdie ouens het verkeerd gedoen, maar God sien dit nie raak nie. Maar God wil iets anders van hom wys, 'n ander kant van hom wys. God wil wys dat dit waar is dat hy sê dat as hy sonde in ons lewens is en hy maak ons skoon, verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. God wil kom wys hoe groot sy genade is. En die heel belangrikste van alles, dat hy in beheer is. Ons gemeente is in 'n interessante fase. Ons moet nou 'n dominee beroep. Die ou ene soos ek is afgeleef, hy het sy dae gehad. Nou moet daar 'n nuwe een kom. En dit is 'n krisis vir ons gemeente. Want daar is nie meer so baie dominees beskikbaar altyd nie. Ons is deur 'n proses en die eerste proses het nie gewerk nie. Toe moes ons dit weer doen en nou is ons amper aan die einde van hierdie weer doen sessie. Ek luister na baie wat die mense sê. Party sê dat hy mees lei. Die horlosie is weer op tyd. Party sê ons moet net wag, die regte een sal kom. Ander sê nee, ons moet die regte beroep uitbring, ons moet self ons huiswerk goed doen. En ek dink die antwoord lê in iets van alles. Maar wat ek min hoor, broers en susters, en nou praat ek met myself, wat ek min hoor is dat ons sê, ons bid genoeg vir hierdie proses. Die Here is die een wat in beheer is ook van hierdie beroepingsproses. Die Here is die een wat vir ons gaan begelei na die regte persoon toe. Die Here is die een wat ons aan die hand sal vat en die toekoms inlei. Soos die Here hierdie klompie mense, wel 120,000 is baie mense, 120,000 mense gered het, sal hy ons dan vir Grabouw ook red. As God dan hierdie mense van wie hy sê, hulle is sleg, hoeveel te meer sal God nie vir ons genadig wees nie. Want dis my gebed, dit moet ons gebed wees, dat die Here van Jona ook ons God is, ons getroue God is. Jona het rede om kwaad of bekommerd te kon wees, dit kan hy verstaan het vanuit sy hoek uit. Maar die Here kom en hy wil vir ons kom red, en kom wys hoe vol hy van genade is. Hy wil vir ons kom leer dat hy gou afsien van straf.
dat hy nie boekhou van die kwaad nie. Hy sê in een van die mooi verse, ek is vol genade, ek is lankmoedig, ek is vol liefde. Mag die Here in ons lewens so inspraak lewer, dat ons nooit sal twyfel oor God se nabyheid en God se sorg nie. Mag die Here so naby aan ons wees, dat ons verseker kan weet, dat God vir ons aan die hand beet het. Partykeer moet hy vir ons dra, en ek dink meestal van die tyd draai vir my. Mag ons beleef dat God die God is van Jona, van Nineve, wat genadig was en die volkie gered het. Kom ons bly bid vir ons gemeente, kom ons bly bid vir Caledon gemeente, wat nou een is, ja, een, enkelvoud. Mag die Here ook vir julle ook seën. Kom ons gebruik so 'n paar oomblikke van stil gebed, en ons sê vir die Here dankie dat hy die lewende God is. Die lewende God wat vir ons die beste wil gee, die mooiste wil gee, omdat ons vir hom kosbaar is. Here, daar's tye dat ons soos Jona voel. Diep in 'n vis se maag dalk weggesteek, of heel op pad na 'n verkeerde opdrag toe, met 'n storm wat om ons woed. Maar dankie Here dat U die God is wat nie opgee op ons nie, en dat U aanhou en aanhou om vir ons te roep. Dat U die God is wat sal aanhou om vir ons te kom soek. Dankie daarvoor. Ons gebed is nou, Here, dat U vir ons sal begelei asseblief ook in ons proses van beroeping. Here, U het vir ons name gegee. Sit vir ons die gesigte ook by asseblief. Laat ons mense se harte sien wat U wil stuur na ons toe, sodat ons kan rus en ook kan weet die Here het gespreek. Ons gebed is nou, Here, dat U ook so met ons sal wees in die dag. Behoed ons, bewaar ons, wees met hulle wat siek is en wat aansterk. Ons gebed is dat U asseblief ook vir hulle genadig sal wees. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser en saligmaker. Amen.